Hello, Dumela, Sambunani, Molo, welcome. Season 2 of Karua Kiwi is officially live. We're bringing you the best of both hemispheres, one story at a time. If you love the content, subscribe for more and follow us on all social media platforms. Here's the highlights from today's episode. Was regtig waar. Soos op 'n gewone dag by die werk gewees het ek so duidelik die woord gesalfde in my gees gehoor het en om sy krag te release oor mense om te sê hy bly die gesalfde. Ons is net weet die hande wat sy boodskap verder wil versprei. En want ek meen gesalfde is nou eintlik so lank deel van my storie ook, van dat sy in Suid-Afrika is en ek dink dit was letterlik nou maar net 'n bruggie, oorgang en ek kan nou amper nie glo dat ek is nou deel aan hierdie kant om dit te help versprei nie. Wat 'n voorreg. Ja. Dit is 'n naam is so salf wat uitgegiet is. En dit is presies wat ons sien wat hierdie produkte doen ook. What is true, that's what we like to call Ubuntu. Welkom terug by Karua Kiwi. Vandag gesels ons oor meer as net besigheid. Ons gesels oor 'n geur wat oor oseane trek. Ons het twee susters op die lug, een in Suid-Afrika en een in Nieu-Seeland, wat saam die pad stap wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. Madeleine het gesalfde in Suid-Afrika begin uit 'n plek van rouheid en gebed. Vandag is haar suster Annabel die hande en voete hier vir die handelsmerk in Nieu-Seeland. Hulle produkte is nie net olies en geskenke nie, dis 'n boodskap van hoop. Madeleine, Annabel, dis so spesiaal om julle saam gelyk hier op Karua Kiwi te hê. Hoe voel dit om as susters so saam te werk? Al is julle duisende kilometers en in verskillende tydsones, uitmekaar uit. Joh, ek dink nie ons het dit gesien kom nie. Ja. En ek moet sê dit is vir my verskriklik lekker want ewe skielik voel dit vir my daar's 'n klankbord, daar's iemand wat die hartklop ook verstaan en wat saam wil loop met hierdie visie en opdrag. Ek is nie alleen nie. En ek dink net om so koppe bymekaar te sit en te weet ons gaan hierdie maak werk. Dit dis 'n voorreg, dis lekker. Ja. Ek kan dink. En vir jou Annabel, hoe sien jy dit? Ja, ek dink toe ek na die vraag luister, toe ek dink nie eers ons albei het regtig al mooi daaraan gedink van, hey, ons is nou eintlik besig om dieselfde produk ook te wil obviously te begin in hierdie kant nie. En want ek meen gesalfde is nou eintlik so lank deel van my storie ook, van dat sy in Suid-Afrika is en ek dink dit was letterlik nou maar net 'n bruggie, oorgang en ek kan nou amper nie glo dat ek is nou deel aan hierdie kant om dit te help versprei nie. Wat 'n voorreg. Ja. Dit is, né? En ja, dan is daar families wat beklei en nie oor die weg kom nie en julle twee werk so mooi saam. Dis julle het regtig iets spesiaals en julle moet dit koester. Ja, So. verseker. Kom ons gesels dan sommer 'n bietjie oor die produkte en die die webwerf en die besigheid gesalfde. Ons loer na die ontstaan daarvan. Ek het gelees, ek dink op jou webwerf het jy gesê die bietjie in my hand. Dit was my so mooi, Madeleine. Ja, dit was uit 'n behoefte om te help en 'n pad van gehoorsaamheid. Kan jy ons dalk terugvat na daardie oomblik toe jy die bietjie in jou hand voor God gaan lê het? Wat was daardie bietjie? Ja, Aubrey, so my hele storie het eintlik begin in 2017. Dit was nie noodwendig 'n droom van my om my eie besigheid ooit te begin eendag nie. So hierdie was regtig waar gebore uit nood. Op daai stadium het ek vir 'n nuwensgewende organisasie gewerk. Ek was nog nooit 'n korporatiewe vrou nie, wil ook nie wees nie. So ek het ook nie 'n korporatiewe salaris verdien nie. En in daai tyd het familie van ons deur 'n regtig rowwe finansiële krisis gegaan. En ek het nie ekstra gehad om te gee nie, maar ek wou net so graag gehelp het. En met regtig gaan bid en ek vredig sê gee my net 'n idee, hoe kan ek 'n ekstra inkomste genereer wat ek mee kan help. En dit was regtig waar. Soos op 'n gewone dag by die werk gewees het ek so duidelik die woord gesalfde in my gees gehoor het. En ek sal later 'n bietjie meer uitbrei oor die naam gesalfde, maar ek het vrede vra, ek weet wat beteken gesalfde, maar wat beteken dit vir my en wat beteken dit vir dit waaroor ek gebid het. En so mooi dat hy in die daaropvolgende weke
regtig oral waar ek gelees het in my stilte tye, die woorde olies en salwing en reuke opgekom. So ek het geweet daar's ietsie wat daar broei en daai koneksie, ja. een aand toe lees ek in Lukas 4 daai stukkie wat gaan van die gees van die Here is op my, hy het my gesalf om goeie nuus vir die armes te bring, weet vrylating vir gevangenes aan te kondig, weet blindes gaan sien, daai hoop wat herstel gaan word, en toe het ek geweet, okay, maar hier's 'n opdrag, maar ek weet nog steeds nie wat ek moet doen met die woord gesalfde nie. En eers 'n paar aande later, toe wil ek in Hooglied sommer net gaan kyk wat se olies kom daarin voor, en toe Hooglied 1 vers 3, toe staan daar, u naam is aangenaam van geur, u naam is soos salf wat uitgegiet is. En dit het vir my na 'n oomblik gevoel of alle liggies net so in my kop begin aangaan, wat ek weet, ek moet natuurlike produkte, velsorgprodukte maak en met essensiële olies. Maar die snaakse deel van hierdie is, ek het niks geweet van dit nie. En ek het net hierdie borrel in my begin kry van dit is wat ek moet doen. En ek het nie kennis op agtergrond daarvan nie, maar ek het niks geslop daai aand, so opgewonde was ek, en die bietjie waarvan ons gepraat het, is toe die R150 wat ek gehad het, wat ekstra was, dat ek gegaan het, okay, ek het dit in my hand. Ek gaan my eerste essensiële olies koop by die apteek die volgende dag, en was lavender en mint nog gewees, en ek is terug huis toe, en ek het begin speel met resepte, en vriende moes 'n toets en vir my terugvoer gee, en ek het regtig nie ekstra geld gehad vir niks nie, so ek het selfs my eerste logo, het ek sommer op Microsoft Word gemaak, ek het net gegaan, so hierdie borrel beteken iets groot gaan hiervan kom, en ek weet absoluut niks, maar ek gaan nie terugsit nie, ek gaan my alles gee, en so die Here begin om my te leer, stukkie vir stukkie, het 'n lang proses, maar hy het met tyd, het hy daai bietjie vermeerder, en ek dink dit is die pad van gehoorsaamheid, as jy hom aanhou stap en deurstap, al maak niks sin nie, gaan hy vir jou deurkom, want as hy vir die opdrag gee, dan gaan hy jou deur opleiding vat, voordat hy jou gaan loslaat. Ja. Yes, en dan moet jy net luister, ek kry sommer hoendervleis, dit is unbelievable, en ek meen, dis nie die eerste keer wat ek iemand se getuienis hoor nie, maar ek meen, dis so uniek, en dis baie geseënd in daai opsig. En jy het self net gesê, die naam gesalfde, so waar kom dit vandaan? Want in 'n wêreld waar dinge soms bietjie kommersieel is dit 'n baie sterk gewyde woord om as handelsmerk te gebruik. Ja, en ek moet vir jou sê, daar's 'n geweldige, amper wil ek sê, ek mag dit maar heilige spanning ook in my noem, want weet, om met so 'n naam, jy wil nie met die naam van die Here besigheid doen nie. Dit is, weet, veral, jy wil dit nie doen nie, maar ook om te weet dat ons is ook sy gesalfde kinders. En wat so mooi is, omdat hy hierdie storie bou, is dit syne. En daai wat in Lukas staan in Jesaja ook, is hy besig om te doen. Hy is besig om mense vry te maak deur die produkte. Hy is besig om mense te genees deur die produkte. Hy bring die hoop, hy bring die herstel. Dat ek sê baie keer, dan voel ek net soos 'n fabriek, weet jy, sit jou kappie op en jy begin meng en jy net soos, Here, is dit nou dit? Maar dan kom hy getuienisse deur, dan weet jy moet net die werk doen wat hy vir jou gee. Hy bring die hoop, hy bring die herstel, hy is die gesalfde wat daai doen, en om dit heeltyd voor oë te hou, want dis nie besigheid doen met sy naam nie, maar dis eerder om sy krag te release oor mense, om te sê, hy bly die gesalfde, ons is net, weet, die hande, wat sy boodskap verder wil versprei. En die eer kom hom toe, né? Dis waar dit gaan. En ek dink daai die woord gesalfde met daai hele Hooglied vers het, maar die vers is vir my van gesalfde is, u naam is so salf wat uitgegiet is. En dit is presies wat ons sien wat hierdie produkte doen ook. Ja, ons kan vir ure hieroor praat. Dit is ongelooflik. Jy praat daarvan dat die Here ons trane opvang en 'n nuwe lied in ons mond lê. Hoe het die skep van hierdie produkte gehelp om jou eie seer in vreugde te verander? Ja, dit is die mooi deel van, as dit nie was vir die seer nie, was gesalfde nie wat dit is vandag nie, want voor gesalfde gelyk het soos wat dit nou gelyk het met die verskillende woorde, was dit net plainweg, dit kon maar op 'n rak gestaan het en net soos enige ander tipiese winkelproduk gelyk het, net die naam was gesalfde en dit het gesê gesalfde lyfroom, gesalfde badsout, gesalfde wat ook al. Maar die Here het my deur regtig 'n seisoen gevat van baie seer wat ek voor moes lê en van vra weet wat moet ek met hierdie leuns en dit raak het te oorweldigend. Wat ek so duidelik die opdrag gekry het wat hy sê, maar bottel jou storie. En dit sal nie net jou storie wees nie, maar elke storie daar buite of vir elke vrou daar buite wat dieselfde leuns glo.
En toe het ek begin met hele geliefd genoeg en gekies en dis asof hy my fokus geskuif het en eers ek begin besig raak met daai en ek sien wat dit vir ander vrouens begin beteken dat hulle vrykom en dit het daar vir my ook genesing toegelê. So. Julle moet dan seker 'n magdom getuienisse van mense afkry wat die produkte gebruik het. Jy moet dit Ja. saamvat in 'n of ander boek of 'n bundel. Ja, dit sal amazing wees. Ja, ek dink mense moet en mense vergeet want daar's so baie wat inkom en ek dink daar's so baie wat dit nog net nie die vrymoedigheid gehad het om te deel nie, maar die wat al ingekom het is ek soos ek weet dis nie ek nie en ek weet dis ook nie my kennis van die produkte wat mens meng nie, dan weet jy dit is die Here wat sy woord lewend maak in daai spesifieke situasie. So dit is die mooi daarvan. Yes. En toe maak julle die sprong na Nieu-Seeland ook met die produk en die brand. Annabel, jou rol, hoe het dit gekom dat jy besluit het om gesalfde se vlag hier in Napier te plant in Nieu-Seeland? Was dit maklik om te sê ja of moes jy ook vrede kry daaroor? Wel, ek dink soos wat ek gesê het, ek dink gesalfde is al so lank ook deel van my storie. En van die oomblik af wat ons geland het in Nieu-Seeland, het ek geweet, gesalfde moet ons in Nieu-Seeland kry. Dit was net soos hierdie verskriklike groot behoefte en dringendheid op my hart om te sien dat die woord moet versprei. En ja, en ek dink altyd in daai stuk in die Bybel wat sê die oes is groot, maar die arbeiders is min en ek het geweet, gesalfde is 'n produk om die oes te kan bereik. En so ek het nog van die oomblik af geweet ons sê land, soos ons moet gesalfde in die land kry. Ek dink die tyd was net nog nie reg nie. En ja, en ons is nou 3 jaar in Nieu-Seeland en soos wat ek sê, dit het net op 'n dag is dit asof ons net daai lightbulb moment gekry het van die manier hoe ons dit hier kan kry is deurdat ons dit self hier gaan begin vervaardig. En ja, en so het ek ook 5 keer op verskillende maniere het ek weer die storie gekry van die weduwee met die olie, met die kruike wat hulle wat hulle sê gaan hom nog kruike, die olie gaan nie opraak nie, dit gaan aanhou vloei. En so het ek net geweet, dit is nie net my eie opgemaakte idee om gesalfde hier te begin nie, dit is ook die Here wat vir ons nou 'n opdrag gee en ons moet gehoorsaam wees. So die tyd is nou. Dis 'n vreemd nie, ek weet hoekom, maar dit is die storie wat by my opgekom het is die vrou met die kruike, ja, dat die olie sal aanhou vloei tot die mate wat jy houers bring en houers het en bereid sal wees om 'n houer te wees. So ja. Definitief. So die produk is van Suid-Afrika, maar hy word nie gestuur hierheen nie. Julle vervaardig dit ook nou self hier in Nieu-Seeland. So hoe belangrik is dit vir die handelsmerk dat die produkte steeds artisan bly of handgemaak vir 'n beter woord, ongeag waar dit vervaardig word? Ja, ek dink dit is definitief dis baie belangrik dat gesalfde se produkte nog steeds handgemaak en soos artisan bly, want ja, soos wat ons sê, soos gesalfde is nie net 'n produk nie, en dis ook 'n bediening en en soos die Here is ook 'n Heer van prosesse en in 'n wêreld waar ons leef waar alles kits is en alles is AI en almal wil dit vinnig hê, dan wil ons graag 'n produk in mense se hande sit waar dit is ook 'n langer proses, want ons wil 'n produk in hulle hand sit wat op die einde van die dag nie net hulle gees voed nie, maar ook hulle liggaam en vir dit het mens tyd nodig. Ja, so ons wil dit graag handgemaak hou, uniek, suiwer en eg. Dis amazing. Dis asof jy vir mense ook 'n bietjie tyd vir hulle self teruggee, dat hulle tyd met hulle self spandeer, jy tyd gevat om dit te maak. Jy kon even bid oor daai batch waarmee jy besig is. Ja, dit is amazing. En 'n goeie proses. So soos jy nou in 3 jaar geleer het in Nieu-Seeland dalk. Nieu-Seelanders het dikwels 'n ander aanslag tot spiritualiteit en geskenke. So hoe het hierdie Kiwi gemeenskap tot dusver op die boodskap van gesalfde gereageer? En ek wil sommer iets aanlas, ek vermoed dalk ook die makliker deel is om direk met Suid-Afrikaners te werk, maar ja, kon jy al ons Kiwi landsvennote bereik hierdeur? Ek dink my hart is nie net vir Suid-Afrikaners nie. Die Here het ons hiernatoe gestuur vir 'n rede om nie net Suid-Afrikaners te bereik nie. Ons moet almal bereik.
En ek het van die oomblik af wat ek op daai vliegtuig geklim het toe ons geïmmigreer het ek gesalfde olietjies in my tassie gepak. En ek het seker gemaak ek het ook Engelse produkte ingepak en vandat ons hier geland het ek baie gebid oor vir wie ek wat moet gee, wat se olies en soos by die werk, soos wat ek verhoudings gebou het en almal was net so ontvanklik gewees en ek dink op die einde van die dag dis daai almal het 'n God-shaped hole inside of them en almal wil daai void vul. En soos ek glo met my hele hart dat deur gesalfde gaan hulle die gesalfde ontmoet. Ja, so hulle is baie ontvanklik en hulle hou van wat hulle sien en ja, dit sit hulle glad nie af dat daar enigsins 'n Bybelversie of iets op is nie. En ja, dit is nogals en dit maak my opgewonde. Dis great hoor, want dit is maar 'n baie liberale land en hulle is set in their ways en dit dis moeilik om deur te breek soms. Hulle is nie groot verhoudingsmense nie, so maar mens moet maar net aanhou en deurdruk sonder om obviously nou in onnodig in hulle spasie te kom, maar mens kan dit maar net deur liefde te doen, liefde te toon, en vir hulle wys wie ons leidsman is en dit is lekker aan ons kant en hulle die waarheid leer en vertel van dit, dit is amazing. Marlyn, jy het net genoem van daai 3 woorde, geliefd, genoeg en gekies. So julle fokus op hierdie 3 woorde vir die vrou. Waarom dink julle is dit juist hierdie 3 areas waar vroue vandag die meeste worstel en herstel nodig het? Aubrey, ek dink die vyand het al van die begin af, van Eva se dae af, het hy gekom met daai het God werklik gesê en ek dis nou net meer modern verpak om te sê, het daai ou dit werklik gesê, daai een dit werklik gesê en dis dieselfde leen en dink sosiale media en tydskrifte help nie daarmee want alles is gefilter, alles is gefotoshop en of jy nou wil of nie, jy's besig om te vergelyk met almal se perfekte lewens om jou en as jy reeds sukkel met 'n leen in jou kop, dan raak dit moeilik en ek dink die vyand weet ook dat as 'n vrou gesond word in daai area van wat sy weet wie sy is in Jesus, ek meen is daar krag wat loskom van 'n vrou wat dis onstuitbaar en sy kan so baie vermag en ek dink dis jy sy taktiek, hy hou vrouens daar gevange en daai is die van jy kan met enige vrou gaan gesels, ergens in sy in haar lewe het sy gesukkel met daai 3 woorde. En absoluut. So en as mens net daar genesing kan begin ontvang, dan kan die rimpel-effek kan regtig groot wees in 'n positiewe manier. Ek stem volkome saam, almal het ergens een of ander seer gekry of 'n leen is oor hulle uitgespreek en en ek dink omdat vrouens dalk 'n bietjie meer emosioneel oor die goeters is, tref dit hulle net erger, so Elke olie het 'n spesifieke boodskap. Hoe kies julle die geure wat by die woorde pas? Is daar 'n spesifieke proses wat julle gaan om te verseker dat die geur die regte boodskap oordra? Nogals nie. Dis my baie interessant. Ek dink omdat ek hou van kos maak, so in my kop kan ek al reuke en geure, weet, by mekaar bring en wonder hoe gaan dit lekker, weet, hoe gaan dit mekaar komplementeer ensovoorts. So vir my gaan dit altyd net weet ek mense wil 'n verskeidenheid reuke daar buite sê dat elkeen wel iets het wat met daar gaan praat, maar ek sê altyd vir die vrouens heel eerste, weet, gaan kyk na die woorde want daar gaan definitief 'n woord wees wat in daai seisoen vir jou gaan uitstaan wat met jou gaan praat. En dan die reuk gaan dit eintlik net outomaties komplementeer. So vir my is daai eintlik 'n lekker 'n speelse kreatiewe manier van om te dink en vreemd genoeg komplementeer dit tog die woorde. So ek sal nie sê dit staan heeltemal los van 'n geestelike proses nie, maar my kop is dit amper net om te kan wonder hoe gaan hierdie 2 of 3 reuke saam en dan begin ek dit uittoets. So dit is hoe ek dit gewoonlik doen. Dis amazing, ek dink sommer net terwyl ek hier sit, 'n mens konnekteer soms 'n reuk aan 'n ek gaan nou die Engelse woord gebruik, 'n memory, soos dat jy sê jy reuk kry en dan laat dit jou aan iets dink. Het jy al sulke stories gehoor? Regtig? Ek kan dit so goed onthou, waar ek die heel eerste keer en dit het by my gebly en daar was 'n vrou gewees, was by 'n vrouedag met
'n lyfroom wat sy aangesmeer het en op daai stadium het ek skoon lyfrome gemaak. En dit was nie 'n blend van gemeng want die meeste van my goedjies is nie net 'n skoon reuk nie, ek meng reuke. En dit was lavender. Nee, dit was roos gewees. En sy het dit aangesmeer en sy het so geruik en sy het onmiddellik so teruggesit toe sê sy net hierdie is nog te seer. Dit laat my dink aan my ma en sy het weggestap trane in haar oë en goed. En daar het ek besef weet wat dit onmiddellik vat dit iemand terug na goed of sleg, ja. 'n situasie of 'n geleentheid of na 'n persoon toe. En ja, en ek dink tog op 'n manier is dit ook waar die Here herstel en genesing wil bring deur daai woorde met 'n reuk. En ja, dis wonderlik. Ja, ek kry regtig hoendervleis. Dit is so wonderlik om te hoor. En ek meen ja, dan is die proses ook stadig en op God se tyd. Hy gaan nie jou eensklaps net probeer regmaak nie. Hy gaan met jou werk. So. Ja, verseker. Marlyn, jou reeks bestaan uit 12 woorde op hierdie stadium. Is daar een spesifieke woord wat tans vir jou persoonlik baie beteken in die seisoen waarin jy is? Ja, ek wissel nogals die woorde. Mense sal dink ek sê altyd ek bottel my storie, want ek moet eers iets deurgeleef het voordat ek dit kan bottel om op die reg te sit. Maar ek gaan ook terug na verskillende woorde wat ek al in die verlede gemaak het en tans is dit weer vreesloos. En vreeslose versie op die olie sê, weet gelukkig is sy wat glo wat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Wat in Lukas 1:45. Maar as mens gaan kyk wanneer daai gesê is dis nadat die engel aan Maria verskyn het en vir weet gesê wat nou met haar gaan gebeur en sy gaan swanger word en goed en waar sy dan sê weet ek is tot beskikking van die Here dat met my gebeur wat hy gesê het en sonder dat sy geweet het wat is die pad wat vir haar voorlê. En ek dink dis dieselfde nou met die vreesloos van as jy opdaag en sê Here ek is hier, gebruik my, stuur my. Ongeag ek weet nie hoe die pad gaan lyk nie, dan moet jy ook vreesloos wees en weet jy kry jou tawwe tye en jy kry jou makliker tye. So om dan net die hele tyd onthou, my het die opdrag gegee, die opdrag het nie verander nie. En wanneer vrees mense soms so wil oorweldig om te sê maar hou net aan stap, hy steeds in dit. Ja, nee, vreesloos. Ek dink Annabel sal kan sê mens moet maar vreesloos soms hier in Nieu-Seeland ook wees en ja. Nie dat jy moet bang wees vir ander elemente nie, jy sê immigrasie is nie maklik nie. En ja. So kom ons gesels 'n bietjie oor besigheid met 'n goddelike verskil. Julle werk saam oor grense. Wat is julle grootste uitdaging as susters in besigheid oor kontinente heen? En hoe hou julle die visie en gehalte van hierdie produkte dieselfde? Wil ek eers gaan. Ek dink vir my is dit die tydsverskil. Ja. Weet want dan jy moet gaatjies kry met mekaar te kan gesels oor alles. Correct. Maar dis nie net 'n tydverskil nie, want die tydverskil maak ook weet daar's slaap betrokke, daar's werke betrokke, daar's ander lewens betrokke. So dit is moeilik om daai ek dink dit is die grootste uitdaging vir my persoonlik en ja, ek dink Annabel kan ook sê wat is dalk vir haar ook buite ook maar uitdagend. Ja, definitief die tydsverskil en ek dink partykeer dan brand ek want ek wil nou weet ek moet sê ek's nogal 'n vinnige mens ook van kleintyd af het my pa laat vir my sê raak net staan raak net asem want alles moet nou gebeur en ek is ook partykeer dan dink ek dan wil ek nou vir Madeleine ek moet nou hoor wat hoe moet ek doen en dan dink ek genade tog dis nou in die oggendure by hom maar dan ek dink sy word nog steeds wakker met gebombardeer deur klomp WhatsApps en voice notes van goed wat ek wil uitvind, maar ja, ek sal definitief sê die tydsverskil is maar die grootste uitdaging, maar dankie tog weer eens vir tegnologie en WhatsApps en video's. Ek dink ook weet ek was nie fisies nou daar om te wys weet te demonstreer ook hoe alles moet werk, hoe werk die mengery, om regtig duidelik te kan kommunikeer om te sê weet dit is hoe die olies ryk, om seker te maak dit ryk daai kant ook so. Daai tipe van, dis die olie wat ek gebruik daai kant. So jy moet op die ou ende maar net gaan vind jy doen jou bes en jy hoop die boodskap word reg oorgedra. Vlieg maar 'n bietjie blind. Ja. Sê vir my nou, hanteer julle dit dis sommer nou my eie wil weet. Hanteer julle dit nog steeds as een besigheid op 'n manier of gaan julle dit apart nou? Hoe gaan julle maak vorentoe?
Nee, ek dink op die einde van die dag geselfde, soos wat ons gesê het, verstaan, soos daar is iets spesiaals aan gesalfde en dis nie net, dis 'n bediening en op die einde van die manier van bediening kan ook verskil aan hierdie kant van die wêreld, maar dit bly bediening. En ja, ek dink op die einde van die dag ons gaan eie bly aan gesalfde en aan die handgemaakte en daar's iets moois en eg en suiwer aan dit en definitief het ons ook idees aan hierdie kant en wat ons dan nou ook sal deurgee aan Madeleine wat dan nou weer aan haar persoon wat vir haar die sketse verf sal deurgee van ons idee wat ons graag sal wil hê of 'n spesifieke woord of produk. So alles sal nog steeds deur Madeleine gehardloop word aan daai kant sodat ons skets en so geverf kan kry vir produkte wat ons graag hier op die rakke sal wil sit. Ja. Okay. Ja, en so bou jy die kern waaroor dit gaan en dat dit half dieselfde hanteer word en die boodskap dieselfde bly. Ja. Great julle. So ons het net geraak aan die sosiale media en mense wat deur lense na ander mense se perfekte lewens kyk. Terwyl die waarheid eintlik mos maar anders is en ons weet dit almal weet dit nie altyd nie. So hoe probeer hulle deur gesalfde daardie perfekte beeld afbreek en mense by die waarheid uitbring? Ja, ek het van die begin af het ek die besluit geneem om mense regtig deel te maak van my storie. En nie net die mooi foto's, mooi video's wat beplan is en uitgesit, maar regtig waarom hulle amper in die gemors ook in te nooi om te sê luister, hierdie het gebeur, hierdie sak of weet om te sê, weet hierdie week het ek hoeveel keer op 'n vloer gesit en huil om dan net weer getuienis te kry wat my laat opstaan en dat my laat besluit om aan te gaan. Weet mense wil kan sien daar's 'n regte mens met regte emosies wat se lewe ook baie keer uit mekaar uitval aan die ander kant. En ek dink dit is wat mense die vrymoedigheid gee of ek hulle ken of nie ken nie om boodskappe te stuur, WhatsApps, e-posse, dan weet ek hulle sien my nie net as 'n besigheidseienaar nie. Hulle sien my as iemand met wie hulle stories ook wil deel en waarmee die Here in hulle lewens besig is. Want ek dink my groot ding is, ek wil nie hierdie empire bou waar jy met 'n robot gesels en jy's onaangeraak nie. Jy wil altyd hierdie handelsmerk bly waar mense kan sê, maar haar gemors is ook my gemors, weet, en dit wil per se die Here vertrou ook. En om te getuig, om te sê, regtig, ons is almal mense, ons gaan deur dieselfde goeters en kom ons deel dit net. En op so 'n manier, weet, bou jy die bediening en ook die vertroue in mense. Absoluut, ja, en ek dink jy behou daai autentieke gevoel, daai persoonlikheid of persoonlike ek wil die hele tyd die Engelse woorde gebruik. Personal touch. Terwyl ons ook net gepraat het, daai wat jy kan met die batch waarmee jy besig is, kan jy vir die groep mense wat nou hierdie gaan koop voorbereiding doen en jy kan daar is soveel maniere om met mense te bereik en ek hoor jou, jy wil nie daai one-on-one en daai egtheid verloor deur met 'n AI bot of iets te praat op 'n WhatsApp nie. Jy wil antwoord en jy wil met hulle deel. Ja. En ek dink dit gaan gesalfde suksesvol maak is daai autentiekheid, ja. Verseker. Ja, ek dink ook so. Ek dink regtig word, ek dink diep binne elke mens wil jy deur 'n ander mens raak gesien en gehoor word. En die lewe waarmee mense lewe, ek raak gefrustreerd as ek met 'n robot moet praat en ek het eintlik 'n issue wat ek kan ek net vir 'n mens sê waarmee ek hierso sukkel. En en ek dink dit is wat mense tog soek is om dan net te sê, daar's 'n regte mens aan die ander kant. Kom ek deel. Absoluut. 'n Warm lyf. Ja. Ek kan nie glo ons is al weer naby aan die einde nie. So voor ons afsluit, ons praat van 'n nuwe lied. 'n boodskap van hoop. So as daar 'n vrou is wat vandag luister wat gevoel is sy's nie genoeg nie of sy sit in 'n plek van seer, watter een boodskap uit die gesalfde hart wil jy vir haar gee? Ek sal sê daai stuk in Genesis 16 vers 13 waar Hagar so alleen en verlate gevoel het en sy's weggejaag so pas deur haar eienares wat haar sleg behandel het, deur Sara. En sy is net op moedverloorse vlakte en daar het die Here gekom en hy het aan haar verskyn. En wat sy gesê het, hy is die God wat my sien. En om vir almal te herinner dat ongeag jou omstandighede, ongeag waar jy is, jou verhouding met die Here, ongeag wat se seer jy dra, wat se vreugdes jy dra, wat dit ook al mag wees, hy is
'n God wat sien. En hy sien jou en ja, net sy liefde vir jou en ek meen mense sal net sê weet jou storie is uniek, my storie is nie uniek nie. Ons het almal stories en die Here het 'n plan met elkeen as ons hom net sal toelaat om dit te skryf. Absoluut. Ja. En ek dink ook aan daai stuk in die Bybel van die vrou wat met haar duur albaste fles na Jesus toe gekom het en sy het hom oopgebreek met hierdie duur olie binne in dit. En ek dink ook partykeer soos mense dink as hulle seer het, hulle wil nie na die Here toe gaan met alles nie, maar hy wil hê ons moet oorgee. Hy soek oorgawe van ons en ek dink die oomblik wanneer jy oorgee en jy stort letterlik jou hart voor hom uit. Dis dan wanneer hy deur die krake van jou hart kan kom en lewende water kan deur jou binneste begin vloei en dit sal weer in 'n fontein verander. En ek dink letterlik my woord sal net wees dat gee oor. Oorgawe, aanbidding, lofprysing in daai swaar tyd. Hy kom verander jou trane weer in vreugde. Ja, daar's altyd hoop, want hy is hoop. Ja. Wow, that's amazing. Ja, prys hom in die goeie en die slegte tye. Ja, ken hom in al jou weë. Ja, daai is so waar. Sê gou vir my, wat is julle droom vir Gesalfde? Waar wil julle hê moet hierdie nog oral versprei word? Ja, ek het 'n groot droom van Gesalfde. Eintlik vandat hy begin het ek hierdie droom gehad eintlik dat dit internasionaal moet gaan. Nooit geweet hoe dit gaan uitspeel nie. En ja, die Here het daai stukkies gebou. Maar ek dink tans is my gebed eintlik soos Jabes om net te sê vergroot die grondgebied, maar op sy terme en binne sy wil, want dit is waar dit veilig is. Mense kan so vinnig gaan om te sê, okay, maar Nieu-Seeland, okay, Australië is volgende. Kom ons weet en dan verloor jy daai om te sê maar wat is die pad wat die Here wil stap om te sê Here vergroot ons grondgebied, maar dis u grondgebied. En versprei die reeks soos wat u dit wil versprei. En ja, op sy tyd en op sy terme. Definitief. En ja, Annabel, wat dink jy? Waar sien jy vir Gesalfde oor 'n jaar of 3 van nou? Wel, soos wat ek ook, soos wat sy ook nou net gesê het, ek dink op die einde van die dag, ek bid regtig dat die Here nou al vooruit sal gaan en dat hy winkels en mense se harte sal begin aanraak en dat wanneer Gesalfde oor hulle pad kom, dat dit op goeie grond sal val. En ek glo met my hele hart dat Gesalfde gaan op winkelrakke kom. Dit gaan in mense se huise beland, geredde mense, maar ook nie geredde mense. En ja, dit maak my opgewonde. Daar's reeds 'n vrou wat 'n gastehuis het en sy het baie toeriste wat na gastehuis toe kom en hulle is letterlik van oor die wêreld. En sy het hierdie olies nou in haar gastehuis en so ek glo reeds Gesalfde gaan na die uithoeke van die aarde oralheen versprei. Ek wil aansluit met daai, maar eintlik die opdrag wat die Here vir my gegee het was in Jesaja 49, heel paar jaar terug toe ek so met Gesalfde begin het wat sê, weet ek gee opdrag en ek gee ook die krag om dit uit te voer. En nou voorverlede week toe Gesalfde nou oopmaak in Nieu-Seeland, toe gaan lees ek weer die hele Jesaja 49 en dan gaan dit so ver om te sê vir luister eilande, nasies wat ver is. En dis waar jy in die opdrag moet gaan en toe kry ek hoendervleis, so gaan ek soos ek meen, hier's ewe skielik, dis Nieu-Seeland het op die kaarte gekom, dis 'n nasie wat ver is, dis 'n eiland. En dan gaan dit verder in daai stuk om te sê, maar ek maak julle lig vir die nasies. En dan weet jy, Jesaja 49 is die opdrag, die hele een. En hoe hy dit wil groei, weet ons nog nie. Ons moet net doen wat hy voor ons sit en hy sal die groeiwerk doen. Definitief. Amazing, ja. Moenie ophou waarmee julle besig is nie. Julle doen goeie werk. Julle doen die werk van die Here. Julle hoor sy stem en hou aan saai en plant en die oes is gereed. Ek sê vir julle. Baie gereed. Sê vir my, waar kan mense julle kry? Websites, sosiale media, deel 'n bietjie met ons. Wel, hier in Nieu-Seeland is ons Facebookblad en Instagram is Gesalfde Limited NZ vir Nieu-Seeland.
En dan het ons webwerf is www.gesalfde.co.nz. Ja. Ja, en hier in Suid-Afrika is dit www.gesalfde.co.za en dan ook die Facebookblad is Gesalfde Produkte en so ook Instagram. So as mense op die Gesalfde Limited klik dan is dit die Ja. New Zealand se bladsy. Great. Ja, so daar's twee websites, een van Suid-Afrika, een van Nieu-Seeland met dieselfde naam. Dis net daai laaste deeltjie wat verskil. Maar dis 'n lekker kort naam en mense kan net Google, hulle sal dit kry. Ek is seker daarvan ook. Ja. Seker. Marlyn, Annabel, Jesus, dankie. Julle storie herinner ons dat God nie noodwendig die gekwalifiseerdes roep nie, maar die wat bereid is om te sê, hier is die bietjie in my hand. Julle is inspirasie vir elke SAFA entrepreneur of ja, elke entrepreneur daar buite. En ja, ek wil julle sommer net bless met dat die Here julle sal vooruit gaan en dat hierdie groot sukses sal wees, nie tot julle eer nie, maar tot sy eer. Amen. Dankie Aubrey. Waardeer Dankie. jou. Ja. Thanks dat julle by my gekyk het en dan ja, vir die luisteraars tot volgende keer. Karootjie weer groete en onthou jy's geliefd, genoeg en gekies. Cheers. Amen. Dankie. Bye. Dankie Aubrey. Totsiens. True, that's what we like to call the